Goeiemôre. Dis 'n wonderlike voorreg om julle hier te hê vandag en mag dit regtig vir jou 'n ontmoeting met die lewende Here wees. 2020, 'n moeilike jaar. Partykeer diep donker, soos die nag, vol uitdagings, vol geluide wat ons laat skrik het, vol stemme wat ons bang gemaak het. Die onsekerhede het een vir een weggeval. En nou is dit Kersoggend 2020 en kyk daar, die son kom op. Daar breek 'n nuwe dag aan. Die nag se krag is doodgemaak. Ek lees net 'n baie kort stukkie uit Lukas uit, die eerste hoofstuk. Soos die môreson sal hy opgaan en uit die hoogte op ons afstraal om lig te bring aan die wat in die duisternis en die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede. Dis Kersoggend. Dis God se wekker wat afgaan. Dis God se help jou om te onthou dat die nag nie vir altyd aanhou nie. Daar's weliswaar nog hier en daar skade wees, maar die son het opgekom. En mag hierdie dag vir jou 'n dag wees waar jy ervaar, beleef, weet dat die Here het gekom. En mag jy opstaan en begin lewe met dagklere en met dagmaniere. Die Here Jesus se genade en vrede en lig is joune vandag. Kom ons bid saam asseblief. Here Jesus, baie dankie dat U na hierdie wêreld toe gekom het, dat U mens kon word het, dat U onder ons kom bly het. Baie dankie Here dat U deur U woord Uself vir ons kom wys. Doen dit dan ook vanoggend. Amen. Julle, kom ons lees Matteus 1 vanaf vers 18. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria en Josef verloof was, nog voor hulle getroud was, het gebleik dat sy swanger is. Die swangerskap het van die Heilige Gees afgekom. Haar verloofde, Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur, sodat die woord van die Here deur sy profeet gesê het vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem. Vers 21, die fokusvers van vanoggend. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Goeiemôre, liewe broers en susters, liewe vriende, almal wat ingeskakel is by hierdie erediens. Van my kant af ook net baie goeiemôre en baie dankie vir Dominee Skalk Pinaar van die NG Kerk Windhoek Wes wat vir ons die verwelkoming gedoen het en baie dankie vir die mooi manier hoe hy dit gedoen het en dat hy ook vanoggend teenwoordig kan wees hier by die erediens. En dan ook baie dankie aan Dominee Hendrik Koekemoer van die NG Kerk Oos gemeente. Baie dankie ook vir jou teenwoordigheid vandag hier in die erediens en vir die gebed en die skriflesing wat hy sopas gelees het uit Matteus hoofstuk 1. Matteus hoofstuk 1 wil ek net een versie weer herhaal en ek lees vir u uit die nuutste 2020 Afrikaanse vertaling oor die geboorte van Jesus Christus. Die teksvers wat ek graag wil herhaal is Matteus hoofstuk 1, vers 21,
Matteus hoofstuk 1 vers 21 dan ons teks vir oordenking vandag op hierdie Kersfeesdag. Sy sal geboorte gee aan 'n seun en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Ek herhaal, sy sal geboorte gee aan 'n seun en jy moet hom Jesus noem, want hy sal die volk van hulle sondes verlos. Sy sal geboorte gee aan 'n seun en jy moet hom Jesus noem. Nou, vriende, my tema vir hierdie Kersoggend is niks anders as Jesus, die perfekte geskenk aan die wêreld. Jesus, die perfekte geskenk aan die wêreld. Nou, Kersfees, een van die dinge waarin Kersfees vir ons herinner en waaraan ons herinner word, is geskenke. Die winkels adverteer geskenke en afslag en mooi geskenkies vir jou pa of jou ma of jou kinders, en oral waar jy kom is daar die Kersvader figuur wat opgeplak is of opgemaak is. As jy in die malls loop, dan is daar groot kersbome, en by sommige malls sit daar 'n Kersvader en jy kan jou kind vat en die kind kan 'n fotootjie op sy skoot neem, en so dwars oor die wêreld is jy net so bewus, dis Kersfees of dis Kerstyd. Maar die een groot ding behalwe al die ander goed, is dat ons so geherinner word aan, ek sal moontlik 'n geskenkie van iemand afkry, of ek moet gereed maak, gaan inkopies doen, want ek moet geskenkies vir ander mense koop. En dit het my sommer laat dink aan die jare toe ek self 'n kind was, en iets wat nogal in my, in die huis waarin ek groot geword het, my ouerhuis, 'n baie groot ding was die hele fantasie van Kersvader. En ons as kinders het dit met ons harte geglo, dat daar 'n Kersvader is, wat iewers in die nag rond beweeg. En ons weet nie presies hoe kom hy in nie, ons weet nie wanneer kom hy in nie, maar hy kom bring geskenke. En dan gaan slaap ons vroeg, want die een ding waaroor ons seker is dat hierdie geskenke word gebring wanneer jy aan die slaap is. So jou ma het vir jou mooi gecoach en vir jou mooi getrain en gesê, jy moet vroeg gaan slaap, want onthou as jy nie slaap nie, dan gaan Kersvader verbygaan. En ons het dit met ons harte geglo. En dan het ons gaan slaap, en môreoggend, as jy opstaan, as jy deur die slaap, dan begin jou hande al te voel, jy wil hoor waar is die papier wat so kraak, jy weet, en dan staan jou broers en jou suster op, en julle is almal in die geskenke, maak seker elkeen het sy geskenk, soek die geskenke die huis vol, en wanneer ons geskenke kry, skeer ons die papier af, en dan is daar nou vreugde, elkeen wys vir die ander een, wat se geskenk het jy gekry, en jy breek 'n bietjie teenoor die ander een oor jou geskenk, en julle begin speel, en dan op 'n oomblik jy sê, mamma mos nou vir jou, mamma en papa, luister, sit eers die geskenkies weg, trek nou vir julle mooi aan, ons gaan nou kerk toe. En ons kan nie wag dat die kerk uitkom nie, want dan is ons terug by ons geskenkies. Gaan dan na die bure toe, en dan speel met hy seuns en dogters met hulle geskenke. Ag nee, dit is my lekkerste herinneringe van Kersfees en Kerstyd. En toe ons nou 'n bietjie groter word, het ons ook gedink, dat ons daarom wil bietjie uitvind, is dit nie my maale wat die geskenkies gebring het nie. En dan het ons hier by die 24ste die huis gedeursoek, het hulle nie geskenkies neergesny, en ek moet net vir julle sê, vir my hele kinderdae was my maale so goed, ons kon nooit 'n geskenk raakloop nie, met die gevolg is,
Ons het tot baie ver in ons lewens geglo. Kersvader kom en hy kom gee vir ons geskenkies. Ek wonder wat was jou ervaring? Ek wonder wat was jou ervaring van geskenke, van Kersfees? En hoe gaan dit hierdie Kersfees wees? Maar ja, ek hou van geskenke en geskenke, sekere geskenke verander nog hulle ou se hele lewe, né? Vriende, Matteus 1 vertel vir ons die verhaal van God se geskenk aan hierdie wêreld. Dit wil sê, as jy Matteus 1 lees, dan hoor jy die verhaal van hoe daar aangekondig was dat Jesus Christus gebore sou word. Dan hoor jy die verhaal van Josef wat verloof was aan Maria, en nog voordat hulle getroud is, voordat hulle enige gemeenskap met mekaar gehad het, raak sy swanger vanuit die Heilige Gees uit. En Josef, wat skaam sal voel vir hierdie saak, en die Heilige Gees wat by hom kom en sê, Josef, jy moenie skaam word nie, jy moenie nou vir Maria in die steek laat nie, hierdie swangerskap kom nie vanuit jou nie, hierdie swangerskap kom vanuit die Heilige Gees uit, en die Gees van God skenk aan julle 'n seun. En julle moet hierdie seun Jesus noem, want hy kom van God af. En God gee hierdie geskenk, so to speak, aan julle, sodat die wêreld kan verander. En vriende, 'n ongelooflike verhaal van hoe God se geskenk in die vorm van Jesus Christus na hierdie wêreld toe kom. Dit was die grootste geskenk wat God ooit aan ons kon gegee het. Sy seun Jesus Christus. En weet u wat? Want dis waarop ek wil fokus. Ek wil vir u sê, dit was nie net die grootste geskenk nie, maar dit was die perfekte geskenk vir hierdie wêreld waarin ons leef. Dit was die perfekte geskenk, want hierdie geskenk sou die verloop van die lewe heeltemal kon verander het. Hierdie geskenk sou die koers van die wêreld heeltemal kon verander het. En ons loof en ons prys God vir hierdie geskenk wat hy gegee het. Want later, wanneer Jesus gebore word, dan begin die wêreld al in beroering kom. Wanneer Jesus nog net gebore word, dan is die wêreld in sy fondamente geskit. Dan is die farao, dan is die koning, hy is geskit tot in sy fondamente, net met die aanhoor dat daar 'n nuwe koning in hierdie wêreld gebore is. Hy kan nie sy sitplek kry nie, hy is onrustig, hy stuur mense gaan vind daardie koning, wel sy motiewe was verkeerd, maar wat ek probeer sê is, toe hierdie geskenk wat deur God gegee is, in die wêreld ingekom het, sommer net as 'n klein babietjie, verander dit, skud dit die wêreld, maak dit die fundamente van die wêreld wankelrig, bring dit die wêreld op 'n nuwe koers. Skaapwagters se lewe verander. Wyse manne uit die ooste uit wil by hom kom. En alleen maar in 'n stal, alles op die eenvoudigste manier in hierdie wêreld gebore en gekom, en al het hy nie 'n plek om te rus nie, al was die perdestal, die dierestal sy eerste plek waar hy sy lewensasem ingekry het, verander hy die koers van die lewe. God gee die perfekte geskenk wat 'n lewensveranderde impak sou maak op mense se lewens. Die wêreld begin skud nie net al by sy geboorte nie. Mense se lewens verander nie net al reeds by sy geboorte nie, want nooit weer sou die wyse manne uit die ooste uit se lewe dieselfde gewees het nie. Nooit sou die herders se lewe ooit weer dieselfde gewees het nie. Ewen die koning Herodes se lewe was nie meer dieselfde nie. Al was dit in 'n ander soort
op sig gewees. En wanneer Jesus groter word, nog maar 'n kind, dan sit hy alreeds in die sinagoges. Dan vertel hy in die sinagoges van God. En alreeds daar maak hy 'n ongelooflike impak. Mense wat na hom geluister het, sy lewens sou nooit weer dieselfde gewees het nie. Jesus, die perfekte geskenk aan die wêreld. En wanneer hy groter word en wanneer sy bediening begin, dan het soveel mense tot bekering gekom. Soveel mense se lewens is verander. Soveel mense se verhouding met God het verander. Soveel mense het 'n oorgawe gemaak aan God en het hom aangeneem as saligmaker en verlosser, en hulle lewe was net nooit weer dieselfde nie. Want wanneer Jesus gepraat het, wanneer Jesus oor God gepraat het en oor die koninkryk, dan het hy mense se lewens verander. Dan het mense nuwe lewe deur hom gekry. Want hy was God se perfekte geskenk aan hierdie wêreld. Waar hy sy voete neergesit het, was niks meer dieselfde nie. 'n Mens wil amper sê vir mekaar, as gevolg van hierdie geskenk, was daar mense wat 'n lewe ontvang het en 'n lewe in oorvloed. Ons lees sy verhale en ons volg die lewe van Jesus, hoe hy verby blindes geloop het en hulle laat sien het. Mense wat gedink het, hulle sou 'n daglig in hulle lewe nooit weer gesien het nie, kon weer sien. Mense wat melaats was, wat uitgestoot was uit die samelewing uit, wat geïsoleerd moes gelewe het, wat gedink het, hulle sou in isolasie moet sterwe, is genees, is rein gemaak, kon weer met hulle lewe aangaan, kon weer by hulle families insluit, want luister, hierdie geskenk, Jesus Christus, was God se perfekte geskenk aan 'n wêreld, vir hierdie wêreld, vir mense, ja vir mense soos ek en u. Onthou u, hoe hierdie perfekte geskenk by die begrafplaas gekom het en iemand besete was, of besit geneem was van demone, hoe Jesus hom bevry het. Onthou jy hoe hierdie geskenk Jesus, 'n vrou wat haar kind verloor het, wie se kind gesterf het, hoe Jesus daai kind tot die lewe toe teruggebring het. Onthou jy die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, toe Jesus haar aanraak, hoe haar lewe verander het. Onthou jy hoe Lazarus gesterf het en sy susters getraumatiseer was, en toe Jesus daar kom, het hy net sy naam geroep en hy het uit die graf uitgekom en hy het gelewe, want God se perfekte geskenk het gekom om lewens te verander. Onthou jy die man by die bad van Bethesda, wat so swak was, hy kon nooit in die water ingekom het nie, want almal het altyd voor hom gekom, hy was te stadig. En hoe Jesus hom van sy verlamheid genees het. Want Jesus was God se geskenk om 'n wêreld anders te maak. Die hoogtepunt van hierdie geskenk, Jesus Christus, was dat hy uiteindelik aan die kruis gesterf het, om sodat ons kan lewe, sodat ons die ewige lewe kan beerwe, sodat ons lewens vir eens en vir altyd verander kon gewees het. Vriende, ek wil net uitroep, halleluja, prys die naam van die Here, vir die God, wat aan ons 'n geskenk gegee het, sodat ons die lewe mag hê, en 'n lewe in oorvloed. Onthou u, hoe mense na hom geluister het, hoe daar min kos was, en hoe hy paar broodjies en hy vissies vir 5000 en meer mense gevoed het.
Onthou u hoe Saggeus se lewe verander het, toe hy in kontak kom met Jesus, die geskenk van God. God gee Jesus as 'n geskenk vir die wêreld, sodat die wêreld nooit meer dieselfde hoef te wees nie. En dit is vandag Kersfees. En ons vier die geboorte, die eerste koms van Jesus na hierdie aarde toe. En ek wil net vanoggend weer vir u daaraan herinner, dat hierdie Jesus wat gebore is, wie se geboorte ons vanoggend in hierdie dag dwars oor die wêreld vier en herdenk. Ek wil net weer vir u herinner, dat dit God se geskenk aan ons is. Dat hierdie geskenk kom van God af. God was vir ons, of is vir ons so lief, so oneindig lief, dat hy net vir ons die beste geskenk wou gee. Die perfekte geskenk wou gee. 'n geskenk wat ons lewens vir ewig verander het. God, wees herinner vanmôre, dat God het hierdie geskenk aan u en my gegee. Weet u wat is waar van 'n geskenk? 'n geskenk verdien ons nie. Ek verdien nie 'n geskenk wat ek vandag ontvang het nie. Ek verdien nie 'n geskenk nie, ek het niks gemaak nie. Dis iemand wat voel, hy of sy is lief vir my, hy wil graag ietsie vir my gee. God, ons het Jesus nie verdien nie, maar God het uit genade uit sy guns oor ons laat kom en Jesus aan ons gegee. Uit liefde uit. Weet jy hoekom? Sodat ons lewe mag hê en 'n lewe in oorvloed. Ons moet eintlik vanmôre net sê, joy to the world. Joy to the world. Ons moet vanmôre, soos hulle in Arabies sal sê, alhamdulillah moet sê. Aan God al die eer. Vir hierdie geskenk, Jesus Christus, wat my lewe, u lewe, totaal en al verander het. Maar ek wil vanmôre hê, jy moet weet, jy wat vanoggend hier na hierdie boodskap luister, jy mag het heel waarskynlik per ongeluk aangesit het, miskien het jy dit doelbewus aangesit. Miskien is jy op 'n plek vanmôre wat jou lewe met God nie in orde is nie. Miskien het jy nie 'n verhouding met hierdie God nie. Miskien het jy nog nie 'n totale oorgawe gemaak aan God nie. Miskien is jy by 'n plek waar jy net voel, my lewe is deurmekaar. Wil ek vanmôre vir jou herinner, jy hoef nie rond te val nie. Kersfees se boodskap is dat God se geskenk vir jou bedoel is. As jy jou hart oopmaak, as jy jou lewe oopmaak, as jy 'n oorgawe aan hierdie geskenk Jesus maak, sal jou lewe nooit weer dieselfde wees nie. Want dis waarvoor hy gekom het. Dankie Here, alhamdulillah, aan God al die eer, vir hierdie wonderlike geskenk, Jesus Christus. Maar ek wil vir u sê vandag, God skenk Jesus aan hierdie wêreld, om van hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Maar God, jy wat vandag na hierdie boodskap luister, jy wat vandag hier in hierdie erediens betrokke is, ek wil hê jy moet vandag weet, dat jy ook God se geskenk aan hierdie wêreld is. Dat jy Christus as die geskenk ontvang het, en dit maak jou nou 'n geskenk aan hierdie wêreld. God het jou geseën met gawes, God het jou geseën met talente, God het jou geseën met vermoëns, God het jou geseën met kwaliteite, God het jou geseën met vaardighede, en God wil hê, jy moet 'n geskenk wees, wat iemand anders se lewe moet verander. Ek moet God se geskenk aan hierdie wêreld wees, wat mense se lewe verander.
Dit wil sê, as mense na my kyk, moet hulle God, Jesus Christus in my lewe kan raak sien. Kan jy hierdie Kersfees die geskenk wees vir iemand anders? Kan jy so met iemand anders optree, dat dit iemand anders se lewe verander? Miskien is dit net nodig dat jy 1 of 2 woorde moet spreek vir 'n moedelose mens, en jy kan daai dag die geskenk wees, wat hy in sy moed weer oplig. Miskien moet jy hierdie Kersfees juis die geskenk wees, waar mense hoop verloor het, hulle weer hoop kan vind, deur die manier hoe jy optree, deur die manier hoe praat, want jy moet God se geskenk wees vir ander mense. Daarom sê hy, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Partykeer is dit vir die meisie agter die til by die winkel, of die man agter die til, net 'n mooi smile, net 'n mooi vraag oor hoe gaan dit, net 'n mooi vraag of ietsie sê soos sterkte, mag jy 'n mooi dag hê. Miskien is dit daai geskenk vir hy persoon daai dag nodig het, wat sy dag mag verander. Mag miskien net, wanneer iemand lelik met jou is, jy mooier optree, dit mag daai persoon se lewe verander. Ek kom net by die punt om te sê, God se perfekte geskenk het jou lewe verander. Jy is God se geskenk in hierdie wêreld om ander mense se lewens te verander. Miskien 'n kospakkie, miskien 'n ekstra bordjie vir 'n man wat op die straat sit, miskien 'n werk wat jy gee vir 'n werklose mens, miskien iemand wat hartseer is, waar jy net by gaan sit, miskien saam met 'n sieke wandel, of vir 'n bejaarde iets doen, of net vir 'n behoeftige daar wees, of mense wat deur emosionele goed gaan, net hulle hand vasdruk. Jy kan mense se lewens verander, jy kan die geskenk wees, jou lewe kan 'n geskenk wees, wat ander mense se lewe verander. Mag dit waar wees van jou, vir die mense in jou huis, vir jou kinders, vir jou man of vir jou vrou, of vir jou familie, vir jou vriende, mag jy hierdie Kersfees die geskenk wees, wat mense se lewe aanraak, sodat mense hierdie lewe in oorvloed kan ervaar, wat God deur sy geskenk Jesus aan ons gebring het. Geseënde Kersfees vir u. Amen. Hemelse Vader, ek loof u en ek prys u naam. Dankie vir hierdie perfekte geskenk Jesus Christus. Dankie Here, dat hierdie geskenk gekom het. Die geskenk het my lewe verander. Hierdie geskenk het my lewe omgekeer. Ek sou vandag nie dieselfde mens gewees het, Here, as dit nie vir hierdie perfekte geskenk Jesus is, wat u aan my persoonlik geskenk het. Hierdie wêreld en ander mense se lewens sou nie vandag gewees het wat dit is, was dit nie vir hierdie geskenk nie. Alhamdulillah, praise be to God. Halleluja, ek prys die naam van die Here vir hierdie perfekte geskenk. Help ons, Here, om vandag die perfekte geskenk vir ander mense se lewens te wees. In Jesus se naam. Amen. Kom ons sing ons slotsang saam met mekaar. Kom ons sing lekker saam daar waar jy by die huis is. Die woorde verskyn hier op die bord, sing lekker saam. En waar jy ook al vir jou mag bevind, en geniet net die dag saam met vriende, en geniet dit saam met jou familie, en kyk uit in hierdie lewe, waar kan jy nou vandag 'n geskenk vir iemand wees, en 'n verskil so in iemand se lewe maak. Kom ons sing lekker saam ons slotlied as antwoord op die woord van die Here vandag. Ei, die Himmel
Ons het aan die einde van hierdie Kersdiens gekom, my broers en susters, en ons eer die Here vir sy woord op hierdie dag. En mag God se woord uiteindelik, mag God se woord tot ons spreek vandag, mag dit vir ons motiveer, mag dit vir ons bemagtig om daai lewensveranderde geskenk te wees in iemand anders se lewe. Ontvang nou die seën van die Here en mag God se vrede met u wees. Die Here sal vir u seën en die Here sal vir u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en hy sal vir u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en hy skenk aan u sy vrede van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Nou ja, happy Christmas, geseënde Kersfees, geniet die dag met mekaar, tot ons mekaar weer sien. Onthou, God het jou baie lief. Amen.